Goeiemôre. Baie welkom. Ek weet ek het al gegroet, maar dis nou vir die ouens wat by die huis kyk. Dis vir regtig so lekker om julle vir almal vandag hier te hê. En ek wil net vra, het net weer 'n keer vra. Ek weet jy het nou 'n pak gesirkuleer, het almal 'n marshmallow gekry. As jy nog een het nie, daar's hoope pakke. Dit wat ons hier vanaand of wel opeet nou nie is vir vanaand se diens vir die kinders en ons like hulle in elk geval nie. So as julle dit wil opeet, dis alright, hoor. Skoop hulle daai cheap marshmallows aan die einde. Ek wil graag vandag saam met julle praat oor iets wat bietjie meer ernstig is as marshmallows. Iets wat meer lewensveranderend is. So kom ek begin net om vir julle ietsie van my te vertel. Ek het 'n ongelooflike vrou wat ek het beter gedoen as wat ek verdien het. En ek het 2 ongelooflike seentjies en daar het ek ook beter gedoen as wat ek verdien het. En die enetjie is 4 en die ander enetjie is 6 en hulle is amazing. En ek wil graag vir hulle die beste toekoms hê wat daar is. En ek wil saam met hulle die lekker goeders doen om so half die fondasie te lê sodat hulle as hulle groot word, die herinneringe hê van hoe 'n gesin moet werk en hoe 'n pa sy vrou hanteer en hoe 'n man hanteer. Dat hulle regtig in 'n huis kan gaan en stabiliteit het. Dat hulle eintlik op die einde van die dag in hierdie lewe nie net hulle potensiaal bereik nie net suksesvol is nie, maar dat hulle op die einde van die dag ook hierdie wêreld as hulle eendag uit die wêreld uit gaan, hierdie wêreld 'n beter plek los as wat hulle hom gekry het. Ek wil regtig vir my kinders dit hê, en daarom wil ek en Celeste doen nogal sulke goedjies soos ons vat hulle en ons gaan kamp en ons doen goed saam met hulle, ons speel en my rug is al so gery van pertjie ry en sulke goeders. Ek dink hulle raak nou 'n bietjie groot eintlik. Of my pens raak te groot. Maar in elk geval, die punt is iemand raak te groot, nou. En ons hou van marshmallows braai en sulke goeders, alhoewel ons dit nie naaste by genoeg doen nie. Nou die ding is, 'n groot gedeelte van die vorming van ons kinders is geloof vir ons. Is die idee dat Jesus Christus liefde is. Wat so al 'n fondasie is, dat selfs wanneer dit sleg gaan, dat jy iets het en iemand het wat jou deur dit kan dra. En wanneer dit goed gaan, dat jy kan besef dat hierdie is 'n geskenk van die Here af wat jou so lief het. Die moeilikheid is my baie lekker om hier te wees as vir julle. Die moeilikheid is dat geloof is triekie. In die opsig dat nie alle Christene wat jy raakloop is sag en soet en vriendelik en aangenaam soos marshmallows nie. Om die waarheid te sê is party van hulle is meer soos die stokkie, né? Wat bietjie rigied is en vingerwys en al die antwoorde het en so hard is dat op die einde van die dag as jy met party Christene te doen het en jy bietjie van die tyd in hulle geselskap het, is dit soos om die stokkie te probeer eet, nee. Dit los net 'n slegte, harde, koue smaak in jou mond. Aan die ander kant is, jy kry mense wat nie gelowiges is nie, mense wat nie in die Here glo nie, wat weer op die einde van die dag sag, warm, vriendelik, aangenaam is, wat betrokke is by uitreike, omgee vir mense, wat al die aksies doen wat 'n mens eintlik van Christene sou verwag het. Ja, ek moes hieroor gedink het voor ek dit gedoen het, nou. Maar ek bedoel, kry jy mense wat nie gelowig is nie, maar meer soos marshmallows is, wat so sag is en aangenaam is. En nou vra jy jouself, wat se toekoms gun jy vir jou kinders? Wat wil ek hê met my seentjies eendag wees? Want ek wil hê, hulle moet 'n fondasie by my en Celeste kry, wat hulle die lewe in kan vat en hulle kan help. En as ek moet kies, tussen hierdie rigiede, veroordelende mense en mense wat omgee ten minste vir ander ouens, dan wonder ek of hierdie nie beter is partykeer. En dis moeilikheid vir my. Want kom ons dink 'n bietjie daaroor. Dit beteken
ek wil vir my kinders eerder aangenaamheid gun, as wat ek vir hulle geloof wil gun. Of anders te gestel, is die doel van geloof om nie jou 'n beter mens te maak nie. Volg ons nie juis vir Jesus, sodat ek en jy beter kan word nie, meer liefdevol en aangenaam en goed nie. Want as dit die geval is dit nie dan beter om net te gaan en te sê, weet jy wat, ek wil hê my kinders moet eendag goeie mense wees, en as hulle in Jesus glo, is dit great, maar as hulle nie doen nie, is dit ook alright nie. Dit is 'n moeilike vraag. En dis 'n vraag wat 'n ou by ouers kry, wat sê, ek wil ook nie goeters aan my kinders se keel afdruk nie, en ek respekteer dit, want ek wil ook nie. Maar ek wil op die einde van die dag eerder vir hulle 'n goeie basis gee, as wat ek hulle veroordelend groot maak. Nou, die vraag wat ek vandag oor wil praat dan is geloof se doel om jou 'n beter mens te maak? Want as dit is, dan moet ons mekaar sê dat party mense wen dit klaar, sonder dat hulle in Jesus glo. Wat is geloof se doel? Om ons bietjie te help met hierdie vraag, want dit is 'n moeilike vraag, het ons gelukkig vandag iets ongeloofliks, want ek bedoel, gewoonlik het jy in die Bybel ouens wat stoei met iets, en dan help die Here hulle. Jy kry Moses wat deur 'n moeilike tyd moet gaan of iets moet doen, en dan help die Here hom. Maar wat ons vandag hier in Matteus 5 het, is 'n getuienis van wat Jesus self gesê het en self gedoen het. En die hoofstuk begin marshmallowrig. Die hoofstuk begin amazing, sag, warm, vriendelik. Die van julle wat die Bybels daarso uit oop het, kyk hoe begin hierdie hoofstuk. Sê Jesus gaan op teen die berg, hy begin die mense toespreek, en dan sê hy vir hulle die volgende in vers 3. Hy begin en as ons hierdie lees, hoor die marshmallow deel. Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. En dan gaan hy aan, ek bedoel, hy praat hier so regtig van geseënd, 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 en 'n mens kan dadelik iets van die Here se hart hier hoor. Jesus se preek hierso dis weerlig, wat vir ons net sê hoe sag en warm en vriendelik en goed God vir ons is. So met eerste opsig lyk dit asof geloof se doel is om ons beter mense te maak. Hy sluit selfs daai stukkie af, en dan begin hy 'n volgende gedeelte om te sê dat, onthou, julle is die sout van die aarde, julle is die ouens wat die sagte mense moet wees. Julle maak 'n verskil, jy is soos 'n stad op 'n berg, mens kan jou nie wegsteek nie, 'n lig op 'n staaner, jy skyn, want dis wie jy is sag en jy is goed. Maar die oomblik as jy dan begin dink, Christendom gaan oor, jy moet 'n goeie mens word. Kyk wat gebeur volgende in vers 17. Nou begin hy praat oor die vervulling van die wet. En my eerste instink is om te dink dat dit gaan nie so oor dat dit gaan oor liefde, dit gaan oor vriendelikheid en sagte wees. Dis waar dit gaan, dis die vervulling van die wet. En dan begin ek hy eerste sin lees. Moenie dink ek het gekom om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Okay, so nou as jy nog nie die handprik opgeruk het nie, Jesus doen dit vir ons, né? Ons verwag nog, hy gaan praat hierso van liefde is die groot ding, né? Dit is daai sagtheid wat 'n goeie mens wees wat die ding 'n verskil maak in jou se lewe. Dis wat geloof se doel is. En sê, nee, julle, voordat julle dink, hierdie fariseërs met hulle wette, ek het nie gekom om dit ongeldig te maak wat hulle kom doen het hier nie. Ek het dit net in vervulling laat kom. En dan gaan hy verder hierso. En kyk hoe loop die hoofstuk verder. Ek wil net vir julle lees 'n paar van die goeters. Hy begin hierso heel eenvoudig by vers 21 met versoening. Versoening klink goed. Die argument loop. Julle het gehoor dat daar van die oudheid af van mense gesê is, jy mag nie moord pleeg nie. En elkeen wat moord pleeg is strafbaar voor die regbank. Okay, so kom ons stop net eers daar. So, goeie mense, pleeg goeie mense moord. Nou, nie veronderstel nie, nee. Dit is redelik soos 'n lyn daarso. As jy dink aan jouself as goed en jy begin mense doodmaak, dit is nie regtig 'n grys area daar nie, jy is bietjie in die moeilikheid, nee. So met ander woorde, almal sal saam, kom ons doen 'n proef. Wie dink mense wat nie ouens, kom ons maak dit maklik.
Wie dink is goed om nie ander ouens dood te maak nie? Okay, wag, kom ons draai dit om, want ons net kan kyk wie se hoër is hier, nee. Wie dink is goed om ander mense dood te maak? Okay, dis net JC daar agter wat dromme speel met daai stokkies, nee. Maar dit sou ek in die lig was, nee. So okay, so ons kan saamstem wat goeie mense, wel, dis nou nie ouens wat uitgaan en mense dood te maak. Hey, dis Saterdag aand, ek gaan 'n paar ouens doodmaak nie. Dis nie goed nie, nee. So Jesus begin om die algemene sosiale aanvaarbare stelling te maak dat julle het al gehoor, dis nie goed om mense dood te maak nie. Maar kyk wat doen hy volgende. Maar ek sê vir julle, elkeen wat vir sy broer kwaad is al strafbaar voor die regbank. Verder, elkeen wat sy broer uitskel as 'n gek, is strafbaar voor die Joodse raad. En wie hom uitskel vir 'n idioot, is strafbaar met die helse vuur. Okay. Dit het vinnig geeskaleer, né? Ek bedoel, wat ons hieroor gepraat het, is Jesus wat sê, weet jy wat, dis nie goed om mense dood te maak nie. En die volgende oomblik eskaleer hy hierdie hele argument sodat hy sê, weet jy wat, as jy jou broer 'n idioot noem, dis jy net so skuldig. Dit is dieselfde as om dood te maak. Kan ek vra, wie van julle het al vir jou broer, jou sussie, of iemand in jou familie gesê, of van hulle gesê, hulle is regtig idiote? Okay, niemand steek hande op nie, maar almal lag, nee. Gaan ek my hand ook maar wegsit. Ek bedoel, kyk wat doen Jesus hier. Ons praat ook van hoe tree goeie mense op, en die volgende oomblik eskaleer hierdie ding so half, dat almal vir ons sit en weet ons is skuldig. Van die volgende ene, kuisheid. Nou, julle het gehoor dat daar gesê is, jy mag nie egbreek pleeg nie. Kom ons doen nou dieselfde ding, ek gaan net nie weer hande opstekerry doen nie, nee, want dit gaan awkward raak op 'n stadium. Maar ons almal weet so half, jy weet, 'n goeie man is iemand wat sy vrou lief het en nie moeilikheid maak vir sy gesin deur by ander mense betrokke te raak nie, né? Goeie vrou is iemand wat lief is vir haar man en nie moeilikheid maak vir die gesin deur by ander mense betrokke te raak nie. So ou weet so half, die sosiaal aanvaarbare norm van wat goed sou wees is, jy doen nie die goed nie. Kyk wat doen Jesus. Julle het al gehoor dat daar gesê is, jy mag nie egbreek pleeg nie, maar ek sê vir julle, elkeen wat na 'n vrou kyk en haar begeer, het reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg. Eskaleer hy hierdie ding so op, dat sê, dit gaan nie oor die daad, dit gaan oor net kyk selfs. Dit gaan oor dink. Ewe skielik is ons almal in die moeilikheid, nee. Dis hoe moeilik het is, nee. Ek bedoel, as jy praat van wat sosiaal aanvaarbaar, wat goed is, want dis waar ons begin het, Jesus wat goed en sag marshmallow is, wel, ewe skielik kry hierdie marshmallow tande, nee. Ewe skielik maak Jesus dit vir ons almal amper onmoontlik om te gaan en sê, mis ek daai en ek is goed. Kyk hoe vat hy dit verder, egskeiding. Hy doen dieselfde. Ek sê vir julle het gesê daar's redes om te egskei, maar ek sê vir julle as jy egskei dan maak jy droog. Ek bedoel, dadelik sê hy, gaan nie oor wat die samelewing sê reg is nie. Daar's 'n hoë reël hierso. Ene wat ons op die einde van die dag almal aanskuldig is. En hy bou hom op, né, aflê van 'n eed. Wie het al iets beloof vir iemand? Dadelik is ons almal weer in die moeilikheid, want ons weet hierso begin hierso met, julle weet, daar's gesê jy moet jou beloftes hou hierso, maar ek sê vir jou, as jy enigiets doen, is jy klaar in die moeilikheid. Jesus, in hierdie hoofstuk van sagte liefde, warmte en omgee, gelukkig is die ouens wat treur, want hulle sal vertroos word. Ewe skielik, as hy praat van wat beteken om die wet in vervulling te bring, sit hy hierdie ding in 'n rad waar ons nie een kan bykom nie. En dit bou op tot by 'n hoogtepunt, aan die einde van die hoofstuk waar dit praat oor liefde vir jou vyand. Ek gaan dit vir ons lees. Julle het al gehoor dat daar gesê is, jy moet jou naaste lief hê, en jou vyand moet jy haat. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê. En julle moet bid vir die wat julle vervolg, sodat julle kinders van God, sodat julle kinders van julle Vader in die hemel is. Sodat julle kan, ek is jammer, daai marshmallow suikerskop nou lyk my aan, ja. Sodat julle kinders kan wees van julle Vader in die hemel. Hy laat immers die son opkom oor slegte en goeies,
En hy laat reën oor die wat reg doen en oor die wat verkeerd doen. As julle net die lief het wat julle lief het, watter loon kan julle nog verwag? Maak die tollenaars nie maar ook so nie. En as julle net broers groet, wat doen julle meer as ander? Maak die heidene nie ook maar so nie. En luister hoe sluit hy hierdie hoofstuk af. En as jy nog nie ongemaklik is en gefrustreerd is en senuweeagtig is nie, luister wat vra hy van ons. Wees julle dan volmaak. Wees julle dan volmaak, soos julle hemelse Vader volmaak is. Ek bedoel, ek het so half groot geword en die idee in my kop gehad dat geloof gaan daaroor dat 'n mens 'n goeie mens is. Maar hierdie hoofstuk maak dit ongelooflik moeilik, want dit wat gedefinieer word as 'n goeie mens, wel, dis nie goed genoeg vir God nie. God sê, dit is nog niks nie. Jesus se eie woord daarso in Matteus sê dat, weet jy wat, goeie mens wees is nie naaste by goed genoeg nie. En daarmee sê ons nie, God is besig om te sê, jy is nie goed genoeg nie. Hy sê, dit wat hy vir jou gun op hierdie aarde, is meer as om 'n marshmallow te wees. Die geskenk wat God vir jou wil gee, is om meer as om net hierdie dingetjie te wees, wat sag en pap en soet is. God wil vir jou meer gee, en God wil hê, jy moet vir jou kinders meer kan gee, as om as 'n marshmallow deur die lewe te gaan. Want elke keer, as hierdie marshmallow kant, en Jesus begin met die marshmallow kant, dan bring hy die stokkie by. Bro, dis wat hy op die einde van die dag doen. Hy sê, dis wat jy moet wees. Jy moet 'n marshmallow wees, wat sag en warm en liefdevol is, en wat kan vertroos. Maar jy moet 'n ruggraat hê. Jy moet iets hê wat meer is, as wat net die samelewing dink okay is. En dis wat hy hier sal doen is, want ek bedoel, gaan nou terug in die Bybel, dan kyk jy, 2000 jaar terug was 'n goeie mens gewees, iemand wat sy vrou en sy kinders kon hanteer het soos besittings, en slawe aangehou het. Om slawe te hê, goeie ouens doen dit. Dit was samelewing aanvaarbaar gewees. En dis die moeilikheid, as ons onsself begin meet in wat die samelewing sê 'n goeie mens is, beteken dit, ons kan goeders doen wat nie vir God, kom ek sê dit so, wat God nie wil hê nie, want dit keer ons om ons potensiaal te bereik. Dit keer ons om die mense te word, wat hy wil hê ons moet wees. Ek bedoel, 50 jaar terug was dit okay gewees om rassisties te wees, in die kerk en in die staat. Dit was aanvaarbaar gewees dat mense agter op 'n bakkie moet ry terwyl jy alleen voorsit. Ek bedoel, ek het 'n storie gehoor een keer van iemand wat 'n swanger swart vrou agter op die bakkie gesit het en hy moet voorin ry want dit is net teen die wet. En nou dink ek, hoe hanteer ons swanger mense vandag? Maar daai tyd was dit okay gewees. Dit was marshmallow gewees daai tyd om sekere goed te doen. En dis die moeilikheid. Die oomblik as ons kinders en onsself begin meet aan wat sê die samelewing is reg. Die oomblik as ons fokus is om 'n marshmallow te word is, dan mis ons goeders. Dan kan ons weer beland by 'n plek waar ons slawe kan aanhou en kan diskrimineer. Dis die moeilikheid met om te dink geloof se einddoel is om jou 'n goeie mens te maak. Want dit is meer as dit. God wil hê jy moet ruggraat hê. God wil hê jy moet kan opstaan vir sekere goeders om te sê dat, weet jy wat, hiermee kan ek nie saamgaan nie. En ek weet almal doen dit, maar ek doen dit nie. Ek weet almal hanteer hulle vrouens so, maar ek doen dit nie. Ek weet almal hanteer hulle kinders en hulle mans so, maar nie ek nie. Vir die eenvoudige rede is, want jy het iets anders as net sag in jou. Jy het al gesien wat gebeur as jy 'n marshmallow met jou hand probeer braai? My vlam is nou koud genoeg dat ek julle kan wys. Maar dit is nie niks nie, né? As jy brand jouself. Nou dink vir 'n oomblik, jy maak jou kinders groot met die idee dat, weet jy wat, Christendom beteken net om in te pas en nice te wees soos wat die mense om jou aangenaam is.
beteken hulle raak weg in die samelewing. Beteken hulle bestaan nie uit nie. Dit beteken op 'n stadium draai die dinge en hulle trek aan die kortste end, want hulle bou hulle opinie van hulle self op wat ander mense dink. En ek dink dis waar Jesus se preek hier begin is, om te sê dat natuurlik is God sag en warm en vriendelik, en hy wil hê ons moet dit ook wees. As jy dink jy kan so 'n tipe Christen wees, dis ook nie wat God vir jou wil hê nie. Maar weet jy wat? Jou opinie van jouself moet gebou word op wat God dink van jou. Op wat God vir jou wil gee. Wat God vir jou wil hê in die toekoms. Nie op wat ander mense dink, wat so sand is nie. God wil hê ek en jy moet op 'n rots bou, nie op die sand van sosiale opinie nie. En ek dink dis wat hy vandag vir ons wil sê is as jy kyk na jouself, as jy kyk na jou kinders, dit gaan meer as om net oor 'n goeie mens te wees. God gun vir jou meer as dit. God gun vir jou om 'n goeie mens te wees met 'n ruggraat, met 'n fondasie, met iets soos yster in jou rug en in jou wil, wat kan teengaan wat ander mense dink en doen, sodat jy kan opstaan teen die samelewing se opinie van wat aanvaarbaar is, en op die einde van die dag okay daarmee wees dat jy nie saamgaan met dit nie. Dink dis wat God vir ons wil gee. Die moeilikheid is, ek weet nie wat daai tweede opinie is nie. Ek weet nie wat is die alternatief baie keer op goeie mens wees nie, en ek vereenselwig dit in my kop dat Christendom is gelyk aan goeie mens wees. Want ek weet nie wat is die alternatief nie. So waar kry mense alternatief op die idee van goeie mens wees is gelyk aan Christen wees? Die eerste plek waar ek dit kry is die Bybel. Die moeilikheid is, as ons nie gereeld by die Bybel uitkom om ons uit te daag en te sê, dink groter as wat die samelewing dink nie, dan val ons in en sê, God dink wat die samelewing dink. So ek wil graag hierdie week 'n uitdaging aan julle rig. Ek wil julle uitnooi om saam met my iets te doen. Jesus se eerste preek is Matteus 5-7. Dis die stukkie wat ons nou gelees het, is net hierdie klein paar hoofstukkies. En ek wil vra, wie sal hierdie week dit saam met my lees? En nie een keer lees nie, maar soos lees elke dag, oggend en aand, ergens tyd maak in jou dag, om te gaan lees van hoe ons marshmallow en stokkie moet wees saam. Hoe ons kan gaan en hierdie ding deurkyk. Ek wil weet, wie sal saam met my opstaan en sê, ek gaan hom lees en weer lees en weer lees, vir 'n week lank gaan ek hierdie ding, as ek hom klaar gelees het, gaan ek weer by 5 begin, en ons gaan dit saam lees. Wie sal dit saam met my doen? Kan ek vra, ek wil nie daai wees nie, maar kan ek vra, as jy dit saam met my sal lees hierdie week, as jy 'n commitment kan maak om te sê, ek gaan hierdie hoofstuk 5 tot einde 7 lees en weer lees en weer lees vir 'n week lank, sal jy saam met my opstaan, net sê, ek commit om nie net sag te wees en goed te wees nie, maar om hierdie week te soek vir iets, sodat ek kan opstaan ook vir die Here se koninkryk ook. Met ander woorde, ek commit om te kan opstaan soos die stokkie die ding laat opstaan. Sê julle sal met my staan as jy kan commit tot dit. Weet julle wat se gevolg as 'n mens marshmallow en stokkie is? Goedheid en beginsel is? 500 jaar terug, daar was daar 'n ou gewees wat 'n priester was. En die kerk het op daai stadium vir mense begin sê dat, weet jy wat, as jy jou broer wat dood is, terug in die hemel wil kry, al het hy wat se lewe geleef, kom gee vir my 6 maande se salaris se geld, en dan vergewe ons sy sondes, die paus kan dit doen. En daar was een ou gewees, Luther was sy naam, Martin Luther. Hy het gesê, ons kan nie dit doen nie. En hy het begin opstaan vir dit. En op 'n stadium het die kerk omgedaag en gesê, jy kan nie aangaan om te sê dat hierdie goed wat die kerk doen verkeerd is nie, want die kerk, almal sê vir ons, dis hoe 'n mens dit doen.
Die paus sê, God se verteenwoordiger, die paus sê, hierdie goed kan gebeur, en jy sê ander goeders. En op 'n stadium toe daag hulle hom uit in 'n hofsaak, en hulle sê vir hom, hierdie is jou laaste kans, sê jy's jammer en jy trek dit alles terug, of mate gaan vir jou gevolge wees. En toe sê hy, gee my net 'n dag om hieroor te bid. En daai nag toe stoei hy met die duiwel, want hy is maar 'n bangbroek soos ek en jy partykeer. Ons wil inpas by ander mense. En daai volgende dag, toe hy by die hof kom, toe sê hulle vir hom een ding, trek jy hierdie goed terug? En sy antwoord was, hier staan ek nou. Ek kan nie anders doen nie. As ek en jy begin leef, nie net om goed te wees nie, maar om goddelik te wees, kan ons daai ou wees wat opstaan en sê, almal doen dit. Maar hier staan ek nou, ek kan nie anders nie. Ons staan net so, dan bid ons saam. Almagtige Here, help ons asseblief om hierdie week hierdie gedeelte oor en oor te lees en u stem daarin te hoor. Nie net van hoe ons goed moet wees nie, maar ook hoe ons heilig moet wees. Wat iets groters is as wat die samelewing sê dit is. Help ons om vriendelik en warm en goed te wees teenoor ander, liefdevol. Maar help ons om 'n ruggraat te hê. Sterk te staan oor goeders wat vir u belangrik is. In U naam bid ons dit saam. Amen. Ek wil graag die Here se seën oor julle uitspreek, net voordat ons offers gee. Mag die Here jou help om te sien dat jy is ongelooflik belangrik vir hom. En dat hy 'n ongelooflike toekoms vir jou het. 'n Toekoms wat vandag al begin. Mag jy nie jouself inperk hierdie klein vereistes wat jy in jouself stel nie. Maar mag jy voluit leef in goedheid teenoor ander en God elke dag. Amen. Kom ons sit net vir 'n oomblik. Baie dankie vir die ouens wat by die huis gekyk het. Dit was vir ons lekker gewees om julle te hê.